geen beter plek waar ek nou wil wees saam met jou. Sy teenwoordigheid saam met jou. Here, ons maak ons reg om die woord te ontvang. Die woord gestuur om genesing en herstel te bring. So maak ons reg om dit te ontvang vanmôre. Dankie, Heilige Gees. Amen. Amen. Genet hier. Soveel dinge wat in die lig gebeur. Soveel dinge wat om ons gebeur. En ek vra vir die Here, Here, soveel wat 'n mens oor kan praat vanmôre, maar wat is dit wat U wil sê? En vanmôre wil ek met jou praat oor een ding. Een ding. Ons gaan oor baie dinge praat, maar dit gaan eintlik net oor een ding. So ek wil jy met jou Bybel vir my oopmaak asseblief. En net my notas ook oopmaak. Vir my jou Bybel oop asseblief in Lukas 10. Ons het so 'n bietjie verandering gemaak aan die ons speakers teen die muur vasgesit. Hoor almal duidelik? Is almal reg? OK. Almal daar agter, Tannie Ivy, kan Tannie my hoor? Hoor iemand die waier? OK. Ons hom aanhou. Asseblief. Lukas 10. Ek start gou hierdie masjien op. Is 'n gedeelte waar Jesus by Martha en Maria aan huis is. Hulle kuier net lekker en die een werk en die ander een kyk. En Martha kom na Jesus toe en sy sê, Here, dink jy dis reg? Dink jy dis reg dat Maria net sit en kyk hoe ek alles doen? Maar kyk wat antwoord Jesus vir haar. En hy sê in vers 41, hy sê, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word. Sê een ding. Die een ding wat nie van Maria weggeneem sal word. En het ons die klassieke voorbeeld van twee vroue wat baie lief is vir die Here. En die een werk baie hard en die ander ene
sit by Jesus se voete. Hy wil nie van hom af weggaan. En daar is al baie gesê oor wat is die verskil tussen om in verhouding te staan en om net met die werke besig te wees. Nou, werke teenoor verhouding. Wat is werk? Wanneer ons werke doen, weet en op werke gefokus is en ons sien in hierdie gedeelte wat hier afspeel, dan sal werke altyd die tekortkominge van iemand anders uitwys. En hierdie tekortkominge sal altyd vergelyk word met die werk wat gedoen word. Om die persoon wat die werk doen, te laat beter bly. Dis wat hier gebeur. Here, plaar dit nie. Ek werk en ek moet die goeders, die skorrel goed klaar is, kom bys toe vat, jy weet, en ek moet die nuwe kos uitbring en maak nie saak hoe ek vir Maria kyk, sy worry net nie. Een ding is nodig en is belangrik en dit sal nooit vir jou weggevat kan word nie, hoor. Dit is nie die werke nie, want ek wil vandag vir jou sê dat daar gaan weer skorrelgoed wees en hierdie skorrelgoed wat jy nou skoonmaak, gaan nou weer vuil word. Maar as een ding wat nie weggevat kan word van enige mens of nie, en dit is jou verhouding met God. Een ding. En oor die jare saam met ons nou al blootstelling gehad aan baie dinge en baie mense en baie verskillende sienswyses. Wanneer jy met mense oor God begin praat, is daar soms 'n weerstand. En soms is daar 'n geleentheid waar mense werklik waar diep sit en luister na wat jy te sê het. En hoe meer jy praat van jou verhouding en die werklikheid van wie Jesus is, kan 'n mens sien hoe daar verskillende goed in mense se oë gebeur. Jy kan sien hulle oog verhelder, jy kan sien hier vat hulle iets. En soveel kere het dit al uitgekom waar mense sê, help my, want ek ken dit nie. Help my, want ek wil ook 'n verhouding met die Here hê. Help my, want ek wil nie net deel wees van iets wat in die Here glo en ek moet 'n klomp dinge doen net om dit te doen en jy sien, as jy 'n klomp dinge doen sonder verhouding, dan word dit wat jy doen belangrik. Jy sien, maar wanneer jy in verhouding staan, is jy nie afhanklik van wat jy doen nie. Want jy weet, ek hoef nie iets te doen om iemand gelukkig te maak. Daarom sal ek iets doen, hoor, met 'n blymoedige hart. Daarom sal dit my nie pla nie. Daarom sal ek nie ietsie doen net om erkenning te kry. Vanmôre wil ek 'n bietjie met jou praat oor jou verhouding. Ek praat met die mense in die bidkamer vanmôre en ek sê vir hulle, mag ons net vanmôre nader aan God se hart kom, as wat ons ooit was. Mag ek nie vanmôre gaan oor die volle evangelie kerk, of oor die AGS kerk, of Sabi, of wie jy by die kerk het, of die musikante, of mag ons net vanmôre nader aan God se hart. En ek wil vanmôre vir jou sê dat van
alles wat jy doen as kind van God, is die een ding wat saak maak, jou verhouding met hom. Nie dit wat hy vir jou doen nie, nie dit wat jy wil hê hy vir jou moet doen nie, nie al die wonderwerke, jou verhouding met hom. En as ons kan beweeg in daardie plek waar ons weet, ons sit nou by die voete van Jesus en ons is so naby dat ons sy hartklop kan hoor en dat ons in sy oë kan inkyk. Ek meen, dan raak dit nou baie persoonlik. Dit word nie meer net 'n storie nie, maar ewe skielik word dit 'n gevoel, ewe skielik is dit iets anders. Jy sien, vir jare en jare probeer mense uit kennis en uit werke uit iets regverdig of 'n beeld daar skep. Jy hoef nie 'n beeld van God te skep as jy in verhouding is nie. Jy hoef nie iets te probeer maak wat aan jou denke rondmaal. Jy hoef dit nie te probeer bewys nie. Dis net daar. Meer as enige iets vanmôre wil ek vandag vir jou sê, maak dit nie saak oor in wat se kerk jy is nie. Dit maak nie saak hoe lank jy 'n Christen is nie. Dit maak nie saak of jy in 'n taal kan praat nie en of jy vir siekes kan bid en of jy hoor mooi wat ek sê. Dit maak nie saak of jy 'n profetiese woord kan uitgee. Dit maak nie saak hoeveel duiwels jy kan uitdryf nie. Een ding. Het jy my lief, Petrus? Ken jy my? Weet jy wie ek is? Of ken jy my net omdat jy besig is? Deuteronomium 6 vers 5. Kom ons lees eers Matteus 22 vers 37. En die Fariseërs vra vir Jesus en sê, wat is die grootste gebod? En Jesus antwoord en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en groot gebod. Dis die belangrikste. En as jy terugkyk, jy weet na hierdie gedeelte, want hierdie is 'n Fariseer wat vra, soos 'n skrifgeleerde wat eintlik vir Jesus wil uitvra, om eintlik Jesus te toets. Jy moet weet waar kom die Fariseer se kennis vandaan. Blaai na Deuteronomium 6 toe. Jy hoef nie te blaai nie, kyk op die bord. Sê, kyk wat sê die Here vir Moses. En sy sê hierdie vir die volk. Jy moet die Here jou God lief hê. Duisende jare terug praat die Here met die Israeliete. Nadat hulle uitgelei is. En hy sê vir hulle, een ding, hier is die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele krag. En dit was die verwysing van die Fariseer gewees. Maar ons kyk na die Ou Testament en hulle verstaan van hierdie gedeelte, was die wet en hoe om die wet te onderhou. Was die werke. En hulle het gedink deur die wet, om die wet te onderhou en deur die werke, het hulle dit reg gekry om God lief te hê. En keer op keer het hulle self vergelyk met hoeveel werke hulle doen in vergelyking met ander mense.
sê vir Martha, dit wat Maria gekies het, om by my voete te wees, was baie belangriker gewees, as al die werke wat jy gedoen het. En ek wil vandag vir jou sê, die bewoording, of die uitlewe van, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele krag, word heeltemal verander, wanneer Jesus op die prentjie kom. Want Jesus kom en hy kom praat met ons oor liefde, en Jesus kom en hy verduidelik vir ons genade, hy kom en hy sê, dit gaan nie oor hoe rein jy dink jy is nie, want daar was 10 maagde gewees, en 5 van hulle was voorbereid, en ander was nie voorbereid. Hulle was almal rein gewees. Dit gaan nie oor hoe hard jy werk nie, dit gaan nie net oor wat jy hoor nie, want daar was 2 manne gewees, een was wys en een was dwaas, en albei van hulle het geluister. En die wyse man en die dwaase man het albei 'n huis gebou, en albei het geluister na die woorde van Jesus. Maar een het geluister en gedoen, en die ander een het geluister en nie gedoen nie. Wat is die belangrik nie, ek sal dit op my manier doen. Jesus sê, in die laaste dae sal die mense kom, en hulle sê, Here, Here, in U naam het ek duiwels uitgedryf, en siekes genees, en Jesus gaan na hulle toe, en hy sê vir hulle, maar ken jou nie? Het jy my lief? Hoe het jy my lief? Ek dink ons verhouding moet verby die punt gaan, om net die godsdienstige aksie van Bybel lees en bid te doen. Wil jy met jouself soms die vraag van, hoekom lees ek Bybel en hoekom bid ek? So rukkie terug vra die Here vir my, of sal jy 'n verhouding met my gewees het, as jy nie die pastoor van die gemeente was nie? Wat elke sonnige woord vir mense moet gee. So kom lees ek net Bybel en hoekom bid ek net? Is dit sodat ek hemel toe kan gaan? Hoekom gaan ek kerk? Nou vang ek weer die pastoor daar so in sparring, een van die gange, en ek weet nie wat om te sê nie. So dit is nog makliker om net kerk toe te gaan, as om 'n verskoning uit te dink. Moenie 'n verskoning uitdink nie. Regtig, jy hoef nie vir my 'n verskoning uit te gee. Vanmôre moet jy dit doen. Hoe lyk my verhouding met Jesus? Soveel keer het ek by mense gesit, en hulle is soveel jare al in die kerk, en hulle is al soveel jare wat hulle sê hulle is Christene, en na ons gesprek, dan vra hulle vir my, leer my wie's die Heilige Gees asseblief. Dan dink ek, hoe is dit moontlik? Want dit is eintlik baie maklik. Want as dit nie oor verhouding gaan nie, dan sal ek nooit die Heilige Gees ontdek nie. Maar wanneer dit oor verhouding gaan, jy weet, dan wil ek die hart doen van die Vader. Ek wil doen wat hy vir my verwag. Ek wil vir julle ietsie wys in die woord, in Johannes 14. In Johannes 14, vers 10. Kom dit by
by 'n punt waar Jesus met sy disippels praat en hy daar so 'n bietjie jy weet onduidelikheid. Hoekom doen Jesus hierdie dinge? Wat gaan nou eintlik aan? En dan kom baie keer 'n gedagte by mense aan in hulle harte wat hoekom gaan ek nou eintlik kerk toe? Hoekom is ek nou eintlik 'n Christen? Wie is Jesus nou eintlik? En as jy net so 'n bietjie voor hierdie gedeelte by vers 6 uitkom, dan sê Jesus op 'n stadium, hy sê ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En Jesus praat oor hierdie gedagtes en hy praat oor sy verhouding met die Vader. En kyk wat sê hy hierso in vers 10. Hy sê, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Nou is ek gou daar stop. Ek het vir myself gevra om gou vir my 2 houers vol water te maak. Wil jy my help nie asseblief? Ek het 'n hand nodig. Ek wil julle net gou kyk wat daar staan. Glo jy nie dat ek in die Vader is? Okay? So kom ons sê hierdie is nou Jesus. Sê glo jy my nie dat ek hou net vas. Ek in die Vader is. En die Vader in my nie. Jy's nou Vader, gooi hier in. Kan almal sien? Okay, stop. So wat se een is dit nou? Is dit nou Jesus en die Vader of is dit Vader en Jesus? Want dit is nou 2 verskillende beelde. Lees weer daar. Glo jy nie dat ek in die Vader is? Okay, wat weer nie? Ek in die Vader, daar sê. Jy weet, en die Vader in my is. Okay? Maar dan is daar 2. Okay? Maar die 2 is 1. So werk dit dan nou. So of dit nou die Vader is en of dit nou die Seun is, hoor mooi. Hulle is een. En die een is in die ander en die ander een is in die ander. En dis wat Jesus kom verduidelik en hy kom sê vir hulle. Hy sê, julle sê toon my die Vader, maar ek is die hele tyd hier by julle. Sê as jy die Vader soek, kyk na my. En hoe werk dit met ons en hoe is dit van toepassing op ons as kinders van die Here? Wel, ons gaan gou na Johannes 17 toe. En Jesus bid hierso in Johannes 17 vers 21 en hy sê dat almal een mag wees. Net soos u Vader in my en ek in u. En Jesus bid hierso tot sy Vader en hy praat eintlik van sy disippels wat saam met is. Maar hy sê dat almal een mag wees. Soos wat Vader en Jesus een is, hoor mooi, dat ons deel kan wees van hierdie eenheid. Dat almal een kan wees. Hoor. Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Sodat die wêreld kan glo. Ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. En in hierdie eenheid wil ek vandag vir jou sê, is dit so naby.
Want dis een. Is julle okay? Is julle okay? Verstaan gou vir iemand spreek met liefie. So julle stem saam met my dat sy is baie mooier as ek. Maar ons is stem julle saam. En waar ek gaan, dankie kan ek sê. Waar ek gaan, as julle my sien, dan dink julle nie aan 'n ander vrou aan my sin nie. As dit so is daar 'n probleem. Verseker. Waar sy gaan, dink julle nie aan 'n ander man wat aan haar sy is. Want ons is een. So waar ons gaan, in eenheid, hoor mooi, wat sien mense van ons? Waaraan dink hulle, as hulle ons sien? En dis hoekom verhouding so belangrik is. Ek sê vir mense, moet asseblief mooi dink dat ek 'n probleem het, as jy my op my naam wil noem nie. Ek is net Gawie. Ek is Gawie Pretorius. As jy my wil pastoor noem, is jy welkom. As jy my wil dominee noem, is jy welkom. Maar ek is net Gawie. As my verhouding met Jesus dit nie wys nie, dan is daar 'n probleem. Ek het nie 'n naam nodig. Sien geliefdes, en ek wil vandag vir julle sê dat ek glo regtig dat meer as ooit van tevore is dit nodig dat ons verhouding wat ons met die Here het, moet wys waar ons gaan. Waar ons gaan en wanneer ons op monde oopmaak en wanneer ons dinge doen en wat ons doen en hoe ons reageer, dit wys. Dit wys of ons een is. Soos wat Jesus gebid het, want mag hulle een wees. Weet, en ek wil regtig hê julle moet verstaan dat hierdie is iets wat 'n persoonlike ding is, want mense vra maar hoe kom ek dit nie in hierdie verhouding? Ek ken niks anders as die manier van hoe ek dit gedoen het nie. Hoe kom ek aan 'n verhouding met die Here? Ek het nooit in die Heilige Gees geglo, so hoe gaan ek die Heilige Gees leer ken? Skryf 'n nommer neer op 'n papiertjie en sê bel hierdie ou, hy behoort jou te help. Dis moet dit wys. Jy moet dit kan wys. En jy gaan alles wys wat jy het om te wys en alles wys wat jy nie het om te wys. En op hierdie stadium wil ek vir jou sê, is die wêreld nie mekaar. Miskien omdat daar te veel mense is wat sê hulle is Christene, maar hierdie eenheid wys nie. En ek
glo dat die verandering alleen nog kan kom op plekke waar ons wys. Kan ek gou ietsie oor die Heilige Gees sê? Is die Heilige Gees net 'n naam vir jou? Is die Heilige Gees net vreemde klanke? Want Jesus sê, dis belangrik dat ek moet weggaan, dat ek aan die regterhand van die Vader sit, sodat jy die Heilige Gees kan ontvang. Die Heilige Gees, sy naam hoor mooi, dis die Parakleet. Weet jy wat beteken dit? Dis jou helper, jou trooster, die Gees van waarheid. Manne, hoor gou iets. Manne wat getroud is, steek gou julle hande op. Julle gaan hierdie verstaan. Ek kan nie sonder my vrou leef. Kan nie. Sy is my helper. So as jy in my huis inkom, nee, dan is alles netjies en mooi gepak. Dis nie my te doen. Wat? Ek het al nodig in my lewe. Jy weet? So, die Heilige Gees word genoem die helper, die trooster. Ek sê vir my seuns as hulle seer kry, hey, huil nou klaar, staan op, gaan aan. Dalk min simpatie, nee. As sy sal gaan en sê, kom hier so, sê okay, Sena. Kyk hierdie snytjie, kan mamma vir jou pleistertjie aansit? En ek staan daar en ek dink, okay, sy is die trooster. Sy is die trooster. Okay. Waar is die manne wat hulle hande opgesteek het? So praat vir die Heilige Gees. As die Gees van waarheid. Ek kyk na my vrou baie keer en dink ek, sy was al weer reg gewees. Ek sê nie die Heilige Gees en kom ons haal die geslag uit. Ek kan nie sonder my vrou. Sy vul 'n plek in my lewe wat ek nie het. Kan ek dit so vir jou sê, kind van God? So het ons die Heilige Gees. Waar sonder ons nie kan neem. Want dit vul 'n plek wat ons nie op ons eie kan doen nie. Inteendeel, hierdie Parakleet beteken, hoor mooi, hy is ons helper, hy is ons intercessor, hy tree vir ons in by die Vader. Hy is ons advokaat. Weet jy hoe ryk moet jy wees as jy jou eie advokaat het wat vir jou instaan, weet op speed dial? Hy is ons advokaat. Hy onderrig ons. Hy bekragtig ons. Hy gee vir ons gawes. Hoekom sal ek hom nie wil ken nie? Hoekom sal ek nie wil dat hy my moet leer nie? Vanmôre voel dit of ons praat oor 'n klomp dinge. Eintlik praat ons oor een ding. En dit is, hoe lyk jou verhouding met God vanmôre? Ek wil vanmôre vir jou sê dat as jy gedink het jy het nie die Heilige Gees nodig. Jy weet, as 'n man langs my staan of ons staan om die braaivuur en hy sê, nee, ek het nie 'n vrou nodig in my lewe nie. Dan dink ek, wow, jy is 'n goeie mens. Ek het my vrou so nodig in my lewe. Ek kan nie sonder haar nie.
Jesus het 'n fout gemaak toe hy gesê het, ons het die Heilige Gees nodig. As jy sê, jy het nie die Heilige Gees nodig nie. Ek het hom so nodig. Ons het hom so nodig. Vanmôre wil ek net so 'n bietjie jou grense by staan en net vra. So lyk jou verhouding met die Here. En laas het jy gesê, Here, kom ondersoek bietjie my hart. En jy laas het jy bietjie gesê, Here, die prentjie van wat ek van myself sien, ek hou nie van dit nie. Ek het nie nodig. Ek soek hierdie eenheid. Ek wil as ek praat met mense praat, moet hulle nie Gawie se stem hoor nie. Ja, hulle kan my stem hoor. Hulle moet die werk van God kan voel. Nee, dat mense, na kinders van die Here moet kyk en hulle lewens verander. As gevolg van die verhouding wat ons het, en die liefde wat ons het. So oor dit gaan. Een ding. En ons doen 'n klomp ander dinge. Maar as dan nie liefde is nie, is dan niks. En dit is julle nagmaal by julle. Hoekom sal jy wil nagmaal neem? Hoekom sal jy die liggaam van Jesus wil inneem? As jy nie in verhouding met hom wil wees. Hoekom wil jy in eenheid staan met wat Jesus aan die kruis gedoen het? As dit nie vir jou werklikheid is vanmôre. Een ding, Paulus sê dit in Filippense 3 vers 10. Hy sê maar een ding. Hy sê sodat ek hom kan ken. That I may know him. Dis hoekom. Hoekom moet jy 'n kerk wees in Salwie? Een ding. So that I may know him. Sodat mense kan sien hoe nodig hulle dit het om 'n verhouding met God te hê. Een ding. Hou julle die nuus dop? Hoe lyk dit daar buite? Goor. Gevaarlik. Vrees. As ek deur so 'n nuussessie gaan. Ja. 'n Nuussessie waar ek so 'n paar nuusbere deurwerk en ek kyk en ek hoor wat sê mense. Weet jy, ek voel ek wil onder 'n klip wegkruip. Dan kom al die gees van waarheid my net daar uit en sê, het jy gehoor? Hy sê nou, wat gaan ons doen daaraan?
Wat gaan ons doen daaraan? Het jy gehoor wat hierdie mense sê, wat so vrees, wat so verskrikking bring? So what are we going to do about it? Ek het die duisternis oorwin. Is jy saam met my? Heilige Gees sê, kom ons bring verandering. Hy sê, kom. Hy kruis was nie verniet nie. Hy sê, kom ons bring verandering. So vanmôre word ons een. Weer. En die realiteit en die verhouding van Jesus word 'n werklikheid weer. Soos wat dit altyd moet wees. En soos wat ons groei in ons verhouding, so wys dit meer. Hoor jy wat ek sê? Dit moet meer wees. Heilige Gees, help ons dat ons eenheid meer wys. Amen. En jy eet daai broodjie en jy kou hom. En jy sluk dit af. Jou keel voel so droog. Maar wat gebeur is, jou hele liggaam gaan nou deur 'n proses om hierdie broodjie te verwerk. En dit word deel van jou stelsel. Hoor mooi, dit word een met jou stelsel. Een. Vader, dit bid ek, dat hulle een mag wees, soos wat ons een is. Dankie vir die bloed, Here Jesus. Kom ons neem die sap en ons drink dit. En Here Jesus sê, dis my bloed, tot vergifnis van jou sondes. Ek wil nie hê dan moet enigiets wees wat in die plek staan, sodat ons nie in verhouding kan wees nie. Maar nie net dit nie, meer nog. 'n Nuwe dag met nuwe dinge is wat God vir jou instoor het. Nie net dit nie, hoor mooi. 'n Nuwe dag en nuwe dinge vir jou kinders. Hoor nou. 'n Nuwe dag en nuwe dinge vir jou kinders se kinders. Hoor mooi. 'n Nuwe dag en nuwe dinge vir Suid-Afrika. Kyk mooi. Want ons is een. En weet julle wat? Dit moet nou wys. En dit gaan nou wys. Here, ons ontvang die woord vanmôre. Here, ons bid dat U ons sal vergewe vir al ons onkunde, van dinge wat ons gesê het, van dinge wat ons gedoen het, van dinge wat gewys het, wat nie moes wys nie.
En Heilige Gees, vanmôre kom ons as 'n gemeente. En ons kom bid dat U ons sal kom leer. Ons bid dat U ons sal kom bekragtig. Ons bid dat U ons sal kom oprig. Ons bid, Here, vir 'n nuwe vars aanraking. Ons bid vanmôre, Here, dat ons oë sal oopgaan en sien wat ons nog nooit gesien het nie. Ons bid vanmôre, Here, dat ons ore sal hoor wat ons nog nooit gehoor het nie. Ons bid, Here, dat ons handpalm sal oopgaan, sodat gedoen kan word wat nog nooit gedoen was nie. Ons bid, Here, dat ons kan een wees soos wat U een is. U in ons, en ons in U. En mag ons wêreld, en waar ons beweeg, en waar ons werk, mag ons families, mag ons vriende, mag almal aangeraak word, Here, deur die verhouding wat ons met U het. Vader, laat die koninkryk kom deur ons. Laat U wil geskied in ons, maar ook deur ons. In die naam van Jesus. En ons almal sê, Amen. Amen. Ek hoop julle almal fluister nou so oor die koffie wat daar agter is vir julle. Dat julle kan gaan kuier en lekker koffie saam drink. God is met julle. En mag julle in elke dag en in elke oomblik, totdat ons mekaar weer sien, mag julle in julle verhouding met die Here verdiep. Mag julle sy hartklop hoor en voel soos nog nooit van tevore. Amen. Okay. Blessings vir julle. Amen.